Nou, ons besef dat ons het Vrydag 'n besondere diens gehad, dat ek op ons mense sê, want daar was Vrydag, ek was so trots op Aggersplitse mense, dit was so 'n besondere diens, en baie dankie dat jy daar was. Maar vanmôre wil ek met u praat oor die tema, hy leef nou vir my. Jesus leef nou vir u, vir my. Sê, hy leef nou vir my. Kom herhaal dit saam. Hy leef nou vir my. Ek wil hê jy moet dit onthou. Die boodskap, hy het opgestaan, hy leef. Maar sy dood het een inhoud gehad. Ek het Vrydag vir julle gesê dat die kruis was nie net oor vergifnis. Die kruis was ook oor verlossing. Die kruis was oor die voortdurende geestelike ontwikkelende proses na bekering. Het hy vir ons voorsiening gemaak, en nou wil ek vir u sê, hy leef nou vir my, en kom ons lees saam in Romeine 5. En ek gaan, soos ons gaan, 'n paar sleutelwoorde beklemtoon, wat baie belangrik is, wat jy moet kyk na Romeine 5 vanaf vers 6. Hy sê, want toe ons nog swak was, verlore was, ongered was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterf. Toe ons nog swak was, word hier na goddeloosheid verbind. Met ander woorde, toe ons God nie geken het Jesus op die regte tyd vir die goddelose gesterf. Want nouweliks sal iemand vir 'n regverdige mens sterf. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterf. Miskien. Ek weet nie. As ek nou vir julle sê, is 'n baie goeie ou, en hy het 'n hart oor planting nodig, en hy moet nog baie werk doen, maar jou hart pas by sy DNA. Ons kan jou nie gebruik vir wie sal jou hart gee, dat hy kan leef en jy sal dood. As niemand dit gaan doen nie, sorry. Nou sê jy, 'n goeie mens, vir 'n goeie mens sal dit miskien nog, ek sê heel onwaarskynlik nog, die moed om te sterwe, maar, en hier is die verandering, ek het hier gesê, na die woordjie maar verander alles altyd, maar God bewys sy liefde, tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, wanneer? Toe ons nog sondaars was. Hy het nie vir ons gesterf omdat ons God se kinders was, en spesiaal vir ons gesterf toe ons nog sondaars was. En nou, hier is die sleutelteks van vandag. Hier is die kernwoorde, want hy kom tweemaal nie voor. Hy sê veel meer. Hy het gesterf. Hy het gesterf vir die goddelose, maar veel meer as sy sterwe. Luister mooi. Veel meer as sy sterwe. Dan sal ons nou, dat ons geregverdig is, met ander woorde, as sondaars is ons gered, ons is verlos, ons is deur die bloed van Jesus geregverdig, ons is kinders van God. Hy sê veel meer, dan sal ons nou, dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Met ander woorde, kinders van die Here stap soms in konflik en in moeilike situasies in, en word soms aangeval deur die bose, en die dag toe jy lewe vir die Here gegee het, en die vyand vir jou kwaad geword. Maar hy sê veel meer. Dan sal ons nou, dat ons geregverdig is deur die bloed, deur hom gered word van die toorn. Want, wat is die rede? Want as ons, terwyl ons nog vyande was van God, sondaars staan in vyandskap met God, want hulle wil nie luister. En sê, as ons nog vyand was, versoen was, met ander woorde, daar tussen God en mens vrede gekom het, is deur die dood van sy seun. Ja, met ander woorde, deur sy dood het daar versoening gekom. Nou sê weer die woorde, veel meer, sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. Met ander woorde, toe ons sondaars was, het Jesus vir ons gesterwe, en nou dat hy lewe, hy het opgestaan, hy lewe, die graf is leeg. Hy sê veel meer, daar is groter aksie nou in ons lewe. Die bekering, die tot Christus kom, is so ongelooflik noodsaaklik in elke mens se lewe. Maar hy sê, dis net die begin. Jy moet mooi hoor, dis net die begin van 'n
diepe, ontwikkelende, dinamiese verhouding met God. Hy sê, wat as ons, vers 10, wat as ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. Sy lewe, watter lewe? Die opstandingslewe, die lewe na die graf. Hy sê, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry. Jesus het vir ons die versoening tussen God en mens gebring, hy het die brug kom bou. Ons praat baie oor die kruis, en dis noodsaaklik en dis reg so. Dit is die plek waar Jesus gesterf het vir sonde. En sonde is daar betaal, waar liefde van God sigbaar geword. En ek wil hier mooi luister, die dag op die kruis het die liefde van God vir elkeen van ons sigbaar geword. Maar Paulus neem ons nou verder. Hy sê, ons is gered deur sy dood, maar dis veel meer, sal ons gered word deur sy lewe. Ek het hier geskryf, sy voortgesette, sy aanhoudende, sy voortgesette betrokkenheid, by die wat gered is, of geregverdig is. In ander woorde, die dag toe jy tot bekering kom en die Here jou nie gelos en sê, sien hom kom klaar, ek het jou nog gered, jou vergewe nie. Daar's 'n voortgesette proses vir elke mens wat dit wil hê. Die Here het jou nie net gered nie, maar hy wil vir jou ontwikkel. Hy wil dat jy groei. Hy wil dat daar diepte is. Daarom lewe hy vir ons nou. Dit beteken Jesus se werk het nie by die kruis geëindig. Jesus se werk van redding, verlossing, bevryding, oorwinning het nie by die kruis geëindig. Dit het by die kruis begin. Sy dood het ons verlossing begin. Ons het al gesien vers 6 tot 9 wat daaroor gepraat het, wat sê ons was swak, ons was sondaars, ons was vyande van God. En toe sterf Jesus vir ons. God bewys sy liefde tot ons daarin. Maar nou sê hy vir ons in 2 Korintiërs 5 vers 21. Hy sê, want hy het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. In ander woorde, Jesus was in ons plek sonde gemaak, sodat ons van sonde vry kan kom. Met ander woorde, God bewys sy liefde tot ons daarin, dat hy hierdie vyande, hierdie verlore, hierdie swak, hierdie hopelose mense vat. En hy maak van hulle kinders van die Allerhoogste God. Hy bring versoening, om versoening te bring, beteken om vrede te maak tussen hulle. Hy word die middelaar, sê die skrif. Die woord wat hier vir middelaar gebruik word, beteken letterlik die brugbouer. Hy word die brugbouer. Jesus het gekom om die brug tussen elkeen van ons, klein of groot, 'n brug tussen ons en God te kom bou. Hebreërs 9 vers 15 druk dit vir ons so uit. Hy sê, daarom is hy ook die middelaar, die brugbouer van 'n nuwe verbond. Sy dood het plaasgevind om mense te verlos van die oortredinge wat onder die eerste verbond begaan is, die Ou Testament, die 10 gebooie en al die goed wat sonde beskryf het. Hy sê sy dood het plaasgevind om die mense te verlos van die oortredinge van die eerste verbond, sodat die gevolg van, sodat die wat geroep is, die beloofde ewige erfenis kan ontvang. Elke mens wat kind van God is. Ek het al gehoor mense sê, as ek vra, ken jy die Here, is jy seker van die ewige lewe? Dan sê hulle, pastoor, ek leef so goed, ek hoop ek sal dit kry. Nee, 'n mens wat 'n kind van die Here is, weet dit. Hy het dit ontvang in die hand van die Here. Hy sê, ons het die beloofde ewige erfenis ontvang. Wat is dit? Hy sê die belofte van God is die ewige lewe in Christus, Jesus ons Here. Die kruis kanselleer ons sondeskuld en dit herstel ons verhouding met God. Dit is klaar, dit is volbring. Die pad van ons sonde is voltooi in Jesus Christus ons Here. Maar sy lewe hou ons verlosse
aan die gang. Baie mense is jare op die pad, maar jy sien so met tyd, word hulle net soos hulle die ou mens was. Hulle word weer so nikkerig, hulle word weer so kwaai mense, hulle word weer so ongemaklik, hulle word weer so bitter, hulle word weer so, jy sien hulle verloor so stelselmatig, dit wat hulle Christus gekry het. Nou kom hy sê veel meer sal ons deur sy lewe gered word. Hierdie lewe wat Jesus nou leef, is om ons geestelike en emosionele lewe in stand te hou. Daar's 'n konstante vloei tussen God en mens, 'n konstante vrystelling van goddelike vermoënde krag in ons lewe, sodat ons nie hoef te verdwaal nie, sodat ons nie verlore hoef te gaan nie. Veel meer as sonder vergifnis is om die wat gered is, gered te hou. En te laat groei, en bedieninge te gee, en toe te rus vir hulle geestelike werk. Daarom as God soveel gedoen het vir jou toe jy verlore was, hoeveel te meer doen hy vir jou as kind van God. Dis wat hierdie teks sê. Hy sê, hy het so baie vir jou gedoen aan die kruis om jou tot redding te bring. Maar veel meer het hy nou vir jou dat jy gered is, dat jy kind van God is. Hy sê, as God soveel gedoen het, toe jy nog verlore was, hoeveel te meer nou dat jy kind van God is. Wat beteken sy lewe? Wanneer daar vers 10 praat oor sy lewe. Ek wil dit net weer vir vers 10 lees. Want as ons terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word nou dat ons versoen is. Wat beteken hierdie sy lewe? Jesus het opgestaan. Hy leef vandag. En hier is baie belangrik dat die kind van die Here moet kennis neem. Jesus is en wil aktief betrokke bly in jou lewe. Amen. Hy wil nie 'n afstandverhouding hê. Hy wil aktief betrokke wees in jou lewe. Ons gaan deur trauma, ons gaan deur drama, ons gaan deur hartseer, ons gaan deur pyn, maar vir elkeen van hierdie situasies, is dit siekte, is dit pyn, is dit trauma, wat ook al. Vir elkeen het hy 'n woord wat 'n belofte is. Hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle, en leer van my, ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Jy wat so getraumatiseer is in jou siele rus so ontsteld is, jy wat so ontwrig is deur die goed wat in jou kop maal, met die stuk onsekerheid van die lewe daar buite, jy wat nie weet wat môre hou nie, jy wat nie sielerus kan kry nie, jy wat in die nag moet 'n pilletjie drink en nog 'n pilletjie drink om aan die slaap te raak en wakker te word. Ek sê nie dis verkeerd om medikasie te hê nie. Ek sê dit, jy moet kennis neem hoeveel hulp moet jy by die sekulêre wêreld gaan kry om deur jou trauma te kom. En ek dank die Here dat daar hulp is om deur jou trauma te kom. Maar veel meer as die sekulêre hulp is die aktiewe betrokkenheid van Jesus in jou lewe. As jy nie meer kan slaap nie, as jy nie weet hoe om weer te slaap nie, is die beste dat begin bid, begin Bybel lees. Dalk wil die Here wanneer dit stil is rondom jou, die kinders slaap, en die radio is af, en die TV niks nie, en al die goeders en die media is vol mos, dat jy net stil word, en jy begin bid en Bybel lees, dan kom jy agter, wow, nou kan jy rus vind vir jou siel. En skielik val die kommer van jou weg. Skielik as jy wakker word, is jou laken nie riemig gerol, en jy van jou spanning ongelukkigheid nie, maar skielik is jou bed nog weer rustig. Ek kan jou net regtrek, want jy is nie so gespanne meer, want veel meer as jou spanning, veel meer as jou stryd, veel meer as jou nood, en ons almal gaan dan nie. Ons almal was al getraumatiseer. Ons almal het al met baie dinge te doen gehad. En ek het die afgelope week moes 'n boodskapie stuur na Pretoria toe, 'n videoetjie maak. Een van ons
bestuurslede van ons bediening van Better Life Ministries, Suster Zwemmes is oorlede, en sy tot op 87 was sy nog 'n voorsanger in ons gemeente. Haar man het tot op 89 nog trekklavier gespeel. En sy is nou op 90 as sy oorlede. En dit was vir my so hartseer, want haar man op 90 was hy baie swak en hy het ook 'n insukkel gehad en hulle moes op instoot met 'n rolstoel by die diens. En toe maak ek die opmerking teenoor iemand met wie ek praat oor die dood. Ek sê, ek dink, ek en my ouderdom ken nou meer mense in die hemel as hier op aarde. Want so baie van my mense sal hy. So baie mense moes ek al van afskeid geneem. So baie gelowiges moes ek al gegroet het. En ek het terug ons vorige visie voorsitter gegroet op 'n hoë ouderdom. En dit is so. Ons almal neem afskeid. Jou moeder, jou vader, jou broers, my broers, 'n tweelingbroers van my, sou vandag 70 gewees het. Hulle albei het vroeg gesterf. Maar veel meer as die hartseer, die pyn, is die troos. Wat deur die trooster na ons toe kom. En die trooster ontvang, nie uit homself nie, sê die skrif, hy gee aan ons wat hy van Jesus ontvang het om vir ons te gee. Hy sê, ek stuur vir julle die trooster, en hy sal nie uit homself praat nie. Hy sal aan julle gee wat hy van my ontvang. En die Heilige Gees trooster is daar, die wonderlike, soete Heilige Gees is daar om ons te vertroos, om ons te versterk, om ons by te staan. Die verhouding met hom, soos jy geestelik groei, word groter en dieper en duideliker en belangriker, want dit is wonderlik wat hy vir jou lewe hier op aarde beteken. As God veel dit gedien het, toe hy verlore was, hoeveel te meer verlore. Ek dink net gelowiges, ek dink net, ons verwag te min van Here. Ek het al die storie vertel, maar ek het baie wat op nog nie gehoor het nie. My kleindogter, sy was so in graad 1 gewees. Sy het er ek terugbaag geword, sy agterkleinkind gebore, maar sy het daar by ons kom bly toe sy siek was, ons het dag gehaal by die kleuterskole, nou sy daar by ons, en my vrou sê vir haar, kom my kind, laat oupa vir jou gaan bid, laat jy kan gesond. Sy sê, maar ek wil nie terug gaan skool toe. Sy het geweet dat daar gebid word, gebeur daar iets. Sy, as so een klein kind, een verwachting gaat, dat daar gebid word, gaan die Here vir iets doen. Verwag jy nog, so daar kindie, dat die Here vir jou iets gaan doen. Verwag jy nog, dat die Here jou gaan optel, en jou gaan versterk. Veel meer. Hy is actief betrokken in jou lewe. In Johannes 14 vers 2 sê, een van sy grootste activiteite nou, hoor wat sê daar in Johannes 14 vers 1 sê, glo in God, glo ook in my, en die huis van my vader is daar baie woord, vers 2, as dit nie so was, sou ek dit vir julle gesê, ek gaan om vir julle plek te verloor. En as ek gegaan het vir julle plek, waar hy kom ek weer om julle te neem na waar ek is. Wat 'n wonderlike gedagte. Die Here is besig met jou en my plek. Wat doen hy nou? Hoe hy sê, hy's besig. Hy's besig, hy kom by 'n plaasboer een keer. En ek sê vir hom, Wessel, waarmee is jy besig? Hy sê, ek is besig om daar onder groente te plant, en ek is besig om beeste te dip hierdie kant, en ek is besig met dit, en dan kyk ons nou nog na die wild, dat hulle, ek sê nie om Wessel, ek en jy, is besig om lekker steak te eet en koffie te drink. Hy sê, was ek het nie laat gebeur dit nie. En ek wil vir jou sê, Jesus is besig om so baie dinge te laat gebeur. Hy is besig aan ons almal se lewe. Oor die biljoene mense is hy weer besig, en hy is besig om plek te berei, en dan stap hy in op die toneel, dan sê hy, is jou plek al klaar? En dan gaan kyk hy daar, dan sê hy, hoe lyk binne brothers en plek? Is hy al klaar?
Hy laat dit gebeur vir jou en vir my. Hendrik het laasweek sy moeder gegroet, sy is na plek. Sy het Jesus daar gesien. Sy is aan die plek met ons. Sy het op daar gesien. Sy het daar ewige woning gaan betrek. Sy is by hom. Jesus is besig met ons lewens nou. Hy is betrokke nou. As jy bid, dan ek weet nie hoe. Die internet is vir my so wonderlik, maar die internet is 'n sleutelskool meer wat God het. Want die oomblik as ek bid, het ek 'n lyn na God toe. En die oomblik as ek die naam van Jesus noem, dan trek ek die Vader se aandag. Die oomblik as ek met Jesus praat, dan gebeur daar in die geestelike rillum iets, en dit ontsluit God se heerlikheid, en die lewende, die opstandingskrag van Jesus, kom aan werk vir jou van my. Veel meer, as sy dood op Golgotha, is sy lewe verlore, vir u en vir my. Hy is nie net 'n historiese figuur nie, maar hy is die lewende verlosser. Daarom sê in 1 Johannes 2 vers 1 sê hierdie woorde: My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie meer sondig nie. Nou ons weet mos nou, ons is mense en ons val baie maal, hy sê maar. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader. Jesus Christus die regverdige. Die woord voorspraak wat hy daar in Afrikaans vertaal het, is in die Engelse vertaling die woorde, in die oorspronklike vertaling die woorde van 'n advokaat. Hy sê ons het 'n advokaat. Iemand wat namens ons by die Vader intree. Hy wanneer jy struikel, dink aan, wanneer jy struikel, wanneer jy twyfel, wanneer jy swak voel, staan Jesus vir jou in. Hy sê, Vader, ek ken hom. Hy sê, kind van God, ek het hom gekoop, ek het hom betaal. Vader, vergeef hom nog 'n keer, ek sal hom dra. Ek sal hom versterk. Ek sal dan die Heilige Gees sal vir hom bystaan met innerlike krag. Ek sal engele gaan om bevel gee, om hom te bewaar en te beskerm. Moenie jy engele opdrag gee nie. God het daar meer vir jou in stoor, as jou idee van 'n opdrag, en jou idee van iets. Sê dit, Vader, in die naam van Jesus kom ek daarin toe. En wat gebeur? En ons sluit met daardie gebed, ons sluit jy die voorraadkamers van God se verlossing en voorsiening en bystand op 'n unieke, 'n goddelike en bonatuurlike wyse. Hy staan vir jou in. Hy staan namens jou in. Hy's daar vir jou. Hy sê ek het vir hom betaal. Sy lewe beteken daaglikse genade. Baie mense dink net aan redding is iets wat gebeur het in die verlede, maar hierdie skrif sê, ons sal deur sy lewe gered word. Veel meer as wat ons gered was, toe ons sondaars was. Dit is wat vers 10 sê. Veel meer as wat ons gered was, toe ons sondaars was, word ons deur sy lewe nou gered. God doen, het vir my die dag toe ek uitniel, en ek daar met my kamer in Klerksdorp speel as 'n jong seun, en iemand by my tiel en saam met my deur die evangelisasieplan loop, en ek my hart aan die Here gee in sondebelydenis. Daardie dag het die Here my volledig gesettel. My old account was settled long ago. I was just a little boy. But it doesn't mean that I did not sin anymore. I still made mistakes. Ek het nog geval. Daar was nog versoekinge, en veel meer as daardie dag, het sy krag van lewe my gedra, die opstanningskrag, die bevrydende krag, sy teenwoordigheid in my toekoms is 'n realiteit. Luister mooi, sy teenwoordigheid in jou toekoms is 'n werklikheid. Sy genade is vir vandag, sy krag is vir môre, sy hulp is in elke situasie. Jy kan leer om God in elke situasie te vertrou. Jy hoef jouself nie te red nie. Hy het dit klaar vir jou. Amen. Sy lewe bewaar ons. As Jesus net gesterf het, sou ons vergewe gewees het, maar kwesbaar gebly het.
Ek wil dit weer sê dat jy dit verstaan. As Jesus net vir ons gesterf het en ons so gelos het, sou ons vergewe gewees het van die verlede. Maar ons sou kwesbaar vir aanvalle van trauma en situasies gebly het, sonder antwoorde. Maar omdat hy leef, bewaar hy ons, lei hy ons, voltooi ons geloof. Jou redding is net die begin van nuwe en groot dinge. Jou redding is nie net die begin nie, maar dit word ook deur hom gedra die toekoms in. Wat ook al met jou gebeur, hy is altyd daar vir jou. Die resultaat van sy lewe is dus vreugde en sekuriteit. En daarom sê ons roem nou in die Here. Ons vrees nie meer nie, ons is nie meer onseker nie, maar dit beteken vir my vreugde, sekerheid, 'n nuwe verhouding, 'n daaglikse verhouding, 'n daaglikse verdieping. Want ons weet hy leef en hy is vir ons. Die vraag is dan vir leef ek asof Jesus ver is, of lewe dag naby my? Vertrou ek net sy kruis vir vergifnis, of ook vir sy heilige werk wat hy vir my lewe wil doen? Bring ek my daaglikse stryd na hom toe. Die kruis wys hoe lief hy jou het, maar sy lewende teenwoordigheid wys dat hy jou nooit sal los. Ek wil weer luister. Die kruis wys hoe lief hy jou het, maar sy lewende teenwoordigheid wys dat hy jou nooit sal verlaat of vir die steek laat, nie, sê in Hebreërs 13. Sê vir die ou langs jou, hy sal my nooit los nie. Sê vir die langs jou, hy sal my nooit los nie. Hy sal my nooit los nie. Hy sal my nooit los nie. Ek is soms hartseer, ek is soms pyn, maar hy sal jou nooit los. Hy sal jou nooit verlaat of vir die steek laat nie. Amen. Hy sal jou nooit los nie. Hebreërs 13 vers 5 en 6. Praat met ons van hierdie groot ding. Hy sal jou nooit verlaat of vir die steek laat nie. Hy sal jou nooit los nie. Jesus het nie net vir my gesterf nie, maar hy leef nou vir my. Dis ook ek gesê, die titel van die boodskap is hy leef vir my. Hy het vir my gesterf, ja, maar hy leef ook vir my. Hy het my gered. En hy hou my gered. Hy het my gered as 'n soldaat. En nou hou hy my gered as kind van die Here. Hy gee my krag wanneer ek kragteloos word. Hy tel my op wanneer ek val. Hy voorsien vir my wanneer ek tekort het. Hy genees my wanneer ek siek is. En dan soms 'n siekte tot die dood toe. Dan draai my die Heer. En hoef ek nie die doodsvalheid te vrees nie. En wag hy my om my ewige tuiste te wys. Wat hy vir my voorberei. Kom ons buig ons hoof. Here, ons dankie dat U ons nooit sal los nie. Ons dankie dat U altyd daar is vir ons. Ons dankie dat U nie net geleef het en toe die aarde gelos het op hulle eie nie. Nee, veel meer. Nou dat U lewe is U daar vir ons. Dankie Here dat vir 2000 jaar het die krag nog nooit afgeneem nie. Die behoudende werklikheid nog nooit getaan nie. Nog nooit het dit minder geword nie. Inteendeel, soos die wensdom groei, so word die kragvrystelling groter en groter en groter. Tot die dag dat die bassin geblaas en ons almal die blou asier sal skeer en ons ewige tuiste sal betree om Jesus tegemoet te gaan in die lig en ewig saam met hom te wees in sy ewige plan van die ewige lewe. Dankie vir die geskenk van die ewige lewe. Die dood was so wonderlik dat U vir ons in ons plek gesterf het. Maar Here, dankie dat U vir ons die lewe moontlik gemaak het, dat ons nie net in die plek kan lewe nie, maar saam met U in hierdie lewe kan leef, wat U lewe vir ons. Dankie dat U ons nooit sal verlaat nie. In Jesus naam dank ons daarvoor. Amen.